Vader, in de naam van Jesus Christus. Here, ons kom vanuit na U toe, reina voor U troon, Here. Here, sit U my God. Vader, ons kom vanuit na U toe, want daar is geen ander mens na wie toe ons kan gaan, nie, my God. Here, U is die Alpha, U is die Omega. U is die begin, U is die einde. Die kenner van die hart en die toetser van die niere. Daar is niemand soos U nie, my God. Here, ek kom vanaand na U toe nederig, my God. Want ek weet ten dele, ken ek my God. Dus vra ek vanaand met U toestemming, Here. Bedien my, Here. Laat die Heilige Gees neerdaal, Here, in sy alle kapasiteit, my God. Here, sodat ek kan spreek, nie uit my eie, my God, maar bloot deur U genade, Here. Vader, ek vra in Jesus se magtige naam. Geef vir my die krag, geef vir my die wysheid, geef vir my die kennis, geef vir my die insig, Here, om te spreek, so sê die Here van die leerskare. Vader, ek bid vanaand, Here, dat met U teenwoordigheid weet ons is alles moontlik. En niks wat gebroken is, sal deurbreek nie. Niks wat seer is, sal seer bly nie. Niks wat kwaad is, my God, sal kwaad bly nie. Vader, ons bid vanaand, Here, dat ons harte gereinig sal word. Ons gedagtes skoon sal wees. Almal wat my stem kan hoor, Here, laat in hulle hart se tafels neergelê word. Hier die woord wat geuiter gaan word. Vader, ek bid nie my eie nie, my Here, maar bloot deur U genade wat my die krag gee. Ek kan aanhou en aanhou, bid ek in Jesus se magtige naam met baie dank sê. Halleluja. Familie, my begroeting is in die mooi soete naam van ons koning Jesus Christus, die een wat red, wat verlos, wat genees, wat bevry. Daar is geen ander naam waar ek U kan groet. Almal wat my stem kan hoor, U is begroet vanaand. Ek ag dit 'n blye voorreg om die woord van die Here te kan lees aan die volk vanaand uit die boeke van Lukas hoofstuk 8 vers 26 tot 31. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseneres, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van die dorp af hom toegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete. En het 'n hele tyd al nie meer klere gedra nie. En ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte.
Toe hy Jesus sien, skree hy en val op sy knie voor hom neer, terwyl hy hard uitroep: Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie. Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beet gepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in die bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: Wat is jou naam? Legio, antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle, die geeste, het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderdaarste diepte toe terug te stuur nie. Amen, prys die naam vir die Here vir sy wonderlike woord. Kyk hoe lyk ek, pastor. Tekkies, jean, cheese te staan, maar op die t-shirt staan: There is power in the name of Jesus. Ja, liewe jongen. Ja, daar is krag in die naam. Baie keer dan nooi ons mense uit na die huis van die Here toe. Kom nou, man of God, speak up. Dan sê hulle: Ek is hier reg aangetrek om kerk toe te gaan nie. Maar wat sê die skrif? Die skrif sê Jesus het na 'n demoon toe te gegaan. Hierdie demoon het die klere gehad. Hierdie man wat demoon besete was poedelnaken. Nou as Jesus dit goed vind om nog na mense toe te kan gaan, whether hulle bekeerlinge is, whether hulle leviete is, whether hulle evangeliste is, whether hulle onbekeer is, whether hulle demone aan hulle het. As Jesus dit nog goed vind om nog na iemand toe te kan gaan wat poedelnakend is, wie is ek dan nou om myself te kan oordeel, om te kan sê, maar ek het die keelskoene nie, ek het die taai nie, ek het die broek nie, ek het die hemp nie, ek het die kopdoekie, ek het die jas nie, ek het die dit nie, ek het die dat nie. Wie is ek dan nou as die Here Jesus dit goed vind om na 'n man toe te gaan wat beset is met 'n legioen demone, om vir hom te kan sê, ek is hier om jou te red.
Baie keer dan voel ons die gelowiges kruisig ons omdat ons na die altaar van God toe kom in 'n jean en tekkie. Maar pastor, as ek gesoet in 'n taai na die altaar toe elke week in week uit gaan kom, hoe gaan ek die wat nie klere het nie kan bereik om te kan sê, die Here kyk nie na jou klere drag nie, die Here kyk nie na jou blink skoene nie, die Here kyk nie na jou mooi kar nie, die Here kyk nie na jou groot huis nie. Die demoon het vir Jesus gesmeek, moet ons net nie. Die Engelse woord is die abyss, die rivier van vuur, die hel, die ewige pyn, die ewige smart. Die demoon het gesmeek, moet ons net nie stuur na die ewige einde toe nie. Die demoon het nie geworry hoe hy lyk nie. Hy wil net nie na die hel toe gegaan het nie. Nou wie is ek dan nou? Wat sê my klere drag as hy reg nie? Ons kyk na skoene en broeke en hemde en dasse, want die Here weet, die mens kyk na die uiterlike. En toe die eerste dag Jesus vir Adam gemaak het hy nie vir hom met klere gemaak nie, Evangelist Jan. Adam en Eva was poedelnakend, maar omdat hulle sondig gepleeg het hulle besef, ek is dan nou kaal, ek moet my nou aantrek, en die mens het besluit, ek moet eers gedassifiseerd wees, wanneer ek na die Here toe kom, ek moet eers 'n paar puntes het, wanneer ek na die Here toe kom, ek moet eers vir John Drakes aan het, wanneer ek na die Here toe kom, maar die Here kom na 'n man toe, wat poedelnakend is. En hy gee hy man nog 'n kans. Hy gee hy man nog 'n kans. Nou wie is ek om die Here te stry, wat hy vir 'n man gedoen het, wat 'n klomp demone in hom gehad het? Wie is ek om met die Here te stry? Die demone het geweet wie Jesus is, want toe hierdie legioen demone by Jesus se voete neerval, toe sê hulle, Jesus, seun van God, in sy allerhoogste, moet my asseblief nie na die ewige hel toe stuur nie, stuur my eerder in die horde varke. Pastor, het lyk vir my, dis hoekom mense deesdae soos varke leef. Dis hoekom die mens deesdae soos varke leef. Want die demone is te erg binne hulle. Die demone heers, pastor. Hulle besef nie, as die demoon jou in die hande kry, die demoon is in staat om jou van 'n buur af te gooi. Hy demoon is in staat om jou van 'n hoë gebou af te laat spring. Hy demoon is in staat om jou laat versuip. Hy demoon is in staat om jou dronk te laat rook. Hy demoon is in staat om jou wind te laat sluk. Maar
ons worry oor klere. Ek kan nie kerk toe gaan, die pastoor gaan sê, nee, gaan weg. Net uit is naby aan God uit. Die woord van die Here sê, kom soos jy is. Maar die huis van die Here is ook nie 'n shopping, waar jy kaal sterre by die altaar kan kom nie. Waar jy in 'n shortie na die altaar toe moet kom nie. Wees betaamlik in jou kleredag. As jy mooi aangetrek is, ek worry nie of jy 'n treksuitbroek aan het nie. Ek worry nie of jy 'n paar Jordans aan het nie. Solank jy net mooi na die altaar toe kom, want die Here wil 'n ding vir jou doen. Maar die Here kan nie 'n ding vir jou doen nie as jy soos 'n vark na hom toe kom nie. Want 'n vark is 'n ding wat aan die modder speel. En hier die skrif uit die boek van Matteus, Markus en Lukas sê vir my almal dieselfde ding. Hier die varke het in die wal afgespring en in die see ingeduik. Nou as 'n demoon in staat is om dit aan 'n vark te doen, wat van 'n mens? 'n Demoon dink niks van 'n varkie. Die Here dink so baie van ons. Wat die skrif leer my, wat is die mens dat die Here nog aan hom dink? Nou as die Here so mooi van 'n mens dink, en 'n demoon dink niks van 'n vark nie, wanneer die demoon in 'n mens gaan hy nog erger met jou aanvang. Jy worry oor klere, jy worry oor skoene, dan die mense worry oor hare. Ek kan nie keer toe gaan nie my hare sien op nie. Ek kan nie keer toe gaan nie my feite sien in nie. Ek kan nie keer toe gaan nie my skoene blink nie. Ek kan nie keer toe gaan nie, o Here ons prys U. Daar's 'n rede hoekom die skrif sê hierdie demoon was kaal gewees. Daar's 'n rede hoekom die skrif sê hierdie demoon het nooit in 'n huis geslaap nie. Hy het onder die afdakke geslaap. Hy het onder die bome geslaap. Hy het tussen die dooies geslaap by die grafte. Die rede hoekom die skrif hierdie saak uiter, is sodat ons wat nog hier staan vanaand kan verstaan, evangelis Hercules, dat wanneer hierdie goed jou in die hande kry, gaan hulle jou stroop van jou waardigheid. Hulle gaan jou stroop van jou menswees. Hulle gaan jou stroop van jou aardsbesittings. Hulle gaan jou stroop van jou man, jou vrou, jou kinders. Daar's 'n rede hoekom die skrif sê hierdie man was kaal gewees. Baie keer dan word ons kom met weggesteekte dinge
na die huis van die Here toe. Met ander alternatiewe motiewe wil ons kom na die huis van die Here toe. Nou pastor, in die baadjie as daar baie sakke. Nou die een sak is geskeur. As ek my hand indruk, hy kan reg rondom gaan en ek kan tot by hierdie ander sak kom. Nou as ek hierdie sak oopmaak, dan is hy toe. Hy kan nie raak as ek my hand die reg rondom druk aan die goed wat hier onder is nie. Ons wil kom na die huis van die Here toe met gedagtes wat weggesteekte onderduinste dinge is. En dan maak ons die een gedeelte oop en dan sê vir die Here, Here kyk, ek gee alles. Ek gee alles. Maar ons sê nie, Here, hy is stikkend nie. Wat as hy stikkend is, dan kan die Here hier tussen die cracks ingaan. As hy stikkend is, dan kan die Here hier tussen die grond ingaan. Hy kan tussen die huise inbeweeg. Hy kan tussen die gedagtes inbeweeg. Ons wil kom na die huis van die Here toe met bedekking. Pastor, ons kom met bedekking. Maar dit is nie klere wat ons toemaak nie. Dit is ons vuil gedagtes wat ons wil wegsteek. Dit is ons vuil maniere wat ons wil wegsteek. Dit is ons vuil dade wat ons wil wegsteek. Die woord van die Here sê, hierdie man was poedelnakend toe hy by die Here uitgekom het. En toe hy by die Here uitkom, toe besef hy, ek het niks om weg te steek nie. Daar is niks meer om weg te steek nie. Ons moet ophou dinge wegsteek vir die Here. Die skrif sê dan so mooi, sy oog deurkruis hierdie hele aarde, van hoek tot hoek, van kant tot kant, van sy tot sy, van bo tot onder, van links tot regs, van skief na dwars. Daar is nie 'n kolletjie sand op hierdie aarde wat die Here nie 'n getal van het nie. Ja, hy ken alles, ja. Ja, hy ken alles. Halleluja. Die skrif sê dan so mooi, ek ken elke haar op jou hoof. Ja. Elke haar ken ek op jou hoof. En vir die wat besig is om bles te raak soos ek, moenie dink as die hare weg is, dan gaan die Here jou nie ken nie. Hy ken nog altyd jou gedagtes. Ja. Halleluja. Die Here ken nog altyd ons gedagtes. Hy begin by die oë, want hy sien wat hy wil sien. Hy dink wat hy wil dink. En dan begeer hy wat hy wil begeer. Die skrif en die psalmdigter sê dan so mooi, Here, ek maak U my hart se begeerte. Wanneer die Here jou hart se begeerte is, die teenwoordigheid van God in sy allerhoogste, wanneer hy jou hart se begeerte is, dan ken niks en niemand, geen mens, geen daad, geen wapen, geen plan wat gerig is of uitgevoer is, sal teen jou in opstand kom nie. Ja, Here. Want jou hart se begeerte is om by die Here te wees, is om by die Here uit te kom.
Hierdie man was so bang vir Jesus gewees. As ons 'n spreekwoord wat sê, as jy iets sien wat nie mooi is nie, of wat nie aantreklik is nie, dan skrik ek my boeglam. Nou hierdie man het hom so boeglam geskrik, dat hy plat neergeval het. Hy het nie geworry of hy seer gekry het nie, want die skrif sê, hierdie demone het hom self seer gemaak. Hy het kettinge gebreek, hy het boeies gebreek. Het maak nie saak waarmee hy hom vasgemaak het nie. Nou familie, ons dink, wanneer ons in die wêreld die buitekant is, en ons is vasgevang aan hierdie dinge aan, die demone breek jou los, en hy maak jou seer, want hy weet, jou liggaam gaan dit nie kan verduur nie. Maar hierdie demone het nie geworry hoe hulle lyk nie. Hierdie demone het geweet hulle is binne 'n man in wat broodnakend is. Hy man het sy goede gaan wys daar. Hy man het gaan streek daar. Hy man het gaan sê, julle kan nie my sê nie. Hoeveel keer moet ons vasgevange in dinge wees waar ons as mens nie beheer het oor ons eie gedagte en ons eie dade nie. Wanneer 'n mens nie beheer het van sy eie liggaam, van sy eie mond, van sy eie oë, van sy eie gedagte en dade nie, dan moet jy weet, daar is 'n gees wat binne in jou is. Maar daar is net een waarvoor daardie gees vrees. Daar is net een waarvoor daardie gees sal buig. Die skrif sê dan so mooi, elke knie sal buig. Wat dink 'n demoon van homself? Hy moet oog buig voor die aangesig van Jesus Christus. Familie, daar kom 'n tyd in ons lewe waar ons moet besef, dis Jesus of niks. Jy kan nie so staan en verwag om by die hemelse poorte in te gaan nie. Dis 'n reguit pad na Jesus toe. Nie 'n wydsbeen pad na die koninkryk toe nie. Hierdie demon het geworry nie, want hy het geweet, die Here hom nou in die hande kry. Die Here hom nou in die hande kry. Dus hoekom het hy gesmeek? Here, 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 asseblief, net nie daar nie, eerder na die varke toe. Kom ons kom op ons plek waar ons besef dat die Here, wanneer hy jou in die hande kry,
Hy gaan jou as mens gaan hy nie seer maak nie. Maar wat hy wel gaan doen is die goedjies wat die binne dwaal. Die goedjies wat ons hierso hoor. Die goedjies wat ons sê is 'n ding hier binnekant in my. Daai ding wat die binnekant is. Die Here is in staat om dit uit te haal. Daai ding wat hierso is. Die Here is in staat om dit te verwyder. Daai ding wat hierso aan is. Die Here is in staat om dit reg te maak. Maar ons moet ophou. Ek kan nie kerk toe kom nie. Want ek het nie dit nie. Ons vat ons uit. Evangelis. Van ons borde toe gaan. Ons vat ons uit. Van ons letreks toe gaan. Ons vat ons uit. Wanneer ons casino toe gaan. Die perare. Hulle wapper. Die breidings. Hulle wapper. Maar dan wil ons sê, ek kan nie so kerk toe kom nie. Dat hierdie woord wat gehoor is vanaand elke oor kan bereik en elke hartsnaar kan raak om te laat besef jou klere drag gaan jou nie in die hemel kry nie. Pas dan wil hulle sê, maar ek dien my Here alleen by die huis. Ja, hulle doen dit ja. Hulle doen dit. Hulle doen dit. Ek het 'n verhouding met die Here. Ja. Maar Die Bybel sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Die wil so na kerk toe kom nie, want die sê, ek het 'n verhouding met die Here. So ek gaan my man gaan ek vooruit stuur, en ek gaan my kinders stuur, maar ek gaan maar bly, want ek het die klere om te gaan nie. Maar ek ken die Here. 'n Broer, ek wil vir jou sê, 'n suster, ek wil vir jou sê, die Here sit daar met jou nie, want die skrif sê vir my, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar sal hy verteenwoordig wees. Ons moet ophou sê, ek ken die Here, ek dien die Here, maar ons wil nie sy samekoms en sy bijeenkomste wil ons bywoon nie. Die woord sê dan, verdaagsaam nie. Die samekoms en die bijeenkomste nie. Elke keer as ons sê, ek dien die Here, ek ken die Here, dan skryf die Here, July. Dan skryf die Here, July. Kom ek sê om in Afrikaans, dan skryf die Here, sy lieg. Sy lieg. July. Ai. Afrikaans. Jy lieg. Halleluja. Halleluja. Op hierdie oomblik skryf die Here,
July 16, 2026, ongeveer so 8 uur. Abraham Piet Paulus Sampies het gesê, terwyl evangelis Murr op jou verloestraat staan en preek, het Piet Paulus Sampies in sy huis gesê, ek dien die Here July. Halleluja! Hey! Ja, Ako dito matras. go die buite. Halleluja! As we ophou sê, ek gaan kom pastor, Ja, ek gaan kom evangelis, halleluja! ek gaan kom dienaar. Moenie kerk toe kom vir mens nie, kom kerk toe vir die Here. My buskaartjie het net een trip op pastor, Hey! as net genoeg vir my. Ah, Gou George sê so mooi, one card, one person. Die gaan nie saam ry halleluja! op die halleluja trein nie. Die gaan nie saam ry wanneer ek my Here gaan ontmoet nie. Ja! Die gaan nie saam ry wanneer ek voor die altaar gaan staan nie. July. Ah, Prys die naam van die Here, familie, die woord is uit. ja! Ek kan net soveel doen, pastor. Ja! Maar as mens voel wat ek praat en wat ek preek Ah, is verkeerd, ek gaan vra die Heilige Gees om jou te oortuig dit wat ek sê. ja! Want die boeke van Openbaring 9 vers 1 sê, daar is 'n plek wat oopgesluit word. En die goed wat daar uitkom, gaan jou seer byt. Hey! Die sprinkane wat daar uitkom, gaan nie die bome raak nie. Het gaan nie die gras raak nie. Dit gaan nie die vrugte raak nie. Dit gaan nie God se mense raak wat die merk het nie. Ja! Dit gaan hulle raak waar daar geskryf is July en die Here God seën. Halleluja! Halleluja.